Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons saligmaker, ons verlosser, maar ook ons vriend. Voor ons voortgaan na die volgende gedeelte in hoofstuk 3, vers 6, wil ek eers 'n wyle stilstaan by 'n baie belangrike punt. As ons nie verstaan wat nou met hierdie vrou gebeur het nie, sal ons die fyn lyn van hierdie boek heeltemal byster raak, en is alles maar net 'n mooi storie. Die verandering wat in hierdie maagd plaasgevind het in vers 1 tot 5, sy resultaat lees ons nou in vers 6, vers 11. Vers 6 tot 11. Die maagd wat ons nou sien, in vers 6 tot 11, is iemand wat so 'n groot transformasie ondergaan het, dat ons nie kan glo dat dit dieselfde persoon is nie. Nou, wat het dan gebeur in die vorige voorafgaande verse? Dit kan ons net met een woord beskryf, en dit is, sy het 'n openbaring van haar nuwe identiteit ontvang. Haar denke het vernuwe. Ons loop jare rond so swerwelinge in 'n dorre woestyn, kragteloos, hopeloos, emosioneel gekrenk en verslaan deur die vyand, sonder dat ons weet wat ons nuwe identiteit is. En mense, dit is so belangrik. Wanneer ons weet wie en wat ons nuwe identiteit is deur 'n openbaring wat ons deur die Heilige Gees ontvang het, verander ons lewe in 'n oomblik. From a wimp to a warrior. Paulus praat van 'n verborgenheid, 'n misterie wat die Here aan hom geopenbaar het. Hierdie verborgenheid is dat Christus Jesus in ons kom woning maak het. Dit gebeur met wedergeboorte. Die dag toe Jesus jou gered het, het hy in jou kom woning maak, en ons het 'n openbaring deur die Heilige Gees nodig om hierdie waarheid aan ons te openbaar. Hy het in sy volheid in jou kom woon. En as ons werklik besef wat daardie dag gebeur het, soos hierdie maagd haar beminde weer teruggevat het na haar moeder se huis en daar 'n diep gesprek met hom gehad het, glo ek, het sy by die ontdekking en die openbaring uitgekom dat hy in sy volheid in haar woon en dat sy niks meer nodig het as net om in die geloof te wandel, dat sy alles tot haar beskikking het om in 'n oorwinningslewe te leef, sonder dat sy enige iets kort kom. Hierdie eenvoud van die evangelie moet 'n realiteit in my en in jou lewe word. Ons moet vanuit daardie volbragte werk wandel. Hierdie openbaring begin by die eerste beginsels van die evangelie, wat weer vir ons nuut moet word. Dit is, dat Christus in ons woning kom maak het. Jesus die koning van alle konings. Hy het in ons kom woning maak. Die een wat op die derde dag opgestaan het, en die kettinge van die dood verbreek het, en elke werk van die vyand vernietig het, deur die bloed van die kruis, en wat daardie autoriteit oorgegee het as ons, as sy kinders. Hy leef in jou, hy leef in jou. Jesus Christus het hierdie autoriteit uitgestuur en oorgegee aan sy kerk, die Ekklesia, om hierdie autoriteit triomfantlik uit te oefen oor die mag van die duisternis wat alreeds onttroon is. Ons is veronderstel om sy triomfanklike oorwinning te demonstreer en uit te oefen aan die wêreldheersers en die demoniese wêreld van hierdie eeu, om hulle 'n publieke spektakel te maak en hulle tot skande te bring deur die openbaring van homself deur ons in wie hy nou woon, en om uitdrukking te gee aan sy oorwinning wat hy aan die kruis behaal het. Ons lewe en handel en wandel moet daarvan getuig. Dit is ons roeping. Christus in ons moet deur ons sigbaar word. Kom ons gaan terug na die basics, na die basiese evangelie. Ons het saam met hom gesterwe. Die ou lewe is dood. Hy het die mag van sonde verbreek. Ons hoef nie meer daarin te wandel nie. Ons het saam met hom opgestaan en ons sit in hemelse plekke. Ons is deel van 'n ander koninkryk. Hierdie is feite, dit is nie beeldspraak nie. Dit is 'n realiteit
realiteit, hierdie openbaring het nog nie in ons denkwêreld binne gedring nie, want ons leef nie in sy oorwinning nie. As ons telke male platgeslaan word deur enige gebeurtenis en voel dit ons nie meer kan opstaan nie, is die rede omdat ons nog nie ons nuwe identiteit ontdek het nie. Hierdie nuwe identiteit bring autoriteit. Die oorwinnaar Jesus Christus leef nou in jou. Hy het nou jou lewe geword. As probleme ons onderkry, is dit omdat ons nog nie in ons nuwe identiteit leef nie en ons verstaan dit dan nog nie. Ons soek sukses in hierdie wêreld terwyl ons nie meer van hierdie wêreld is nie. Ons is gesetel in hemelse plekke en is bywoners op hierdie aarde. Ons behoort aan 'n hemelse koninkryk. Ons moet hierdie wêreld gebruik asof dit nie ons wêreld is nie. Dit is wat Paulus vir ons sê. Ons moet nie probeer en stoei om te word wat die Here wil hê ons moet word nie. Dooie godsdienst sê, word beter, maar genade sê, leef wat jy alreeds is. Ons moet leef vanuit die volbragte werk wat alreeds aan die kruis vir ons gedoen is, en ons moet alles neerlê wat nie by hierdie nuwe lewe pas nie. Alles in jou siel wat keer dat hierdie lewe geblok word, moet ons identifiseer, neerlê en begin wandel vanuit oorwinning, vanuit 'n heilige lewe, sodat Christus vrylik deur ons kan leef en hy sigbaar word deur ons. As ons kyk na hierdie maagd, moes sy die openbaring gekry het dat haar ou lewe dood is, dat Christus haar enigste lewe geword het en dat sy moet wandel vanuit dit wat Jesus Christus alreeds vir haar gedoen het. Hy het alles alreeds gedoen en ons moet net wandel vanuit daardie nuwe lewe. Hierdie waarheid moet in ons posvat. Ons identiteit in Christus is, ons is sy kinders, kinders van sy familie, seuns en dogters van sy familie. Ons leef uit 'n hemelse koninkryk. Nou as ons nou gaan kyk na hoofstuk 3 vers 6, wie is dit wat daar opkom uit die woestyn, soos rookpilare, omgeerd van mirre en wierook, van allerlei speserye van die koopman? Hulle herken nie die vrou nie meer nie. Al wat hulle sien nou net die draagstoel en Salomo. So moet ons in die wêreld wees. Hulle moet nie vir ons sien nie, hulle moet vir Jesus Christus sien. Hulle moet sy stem hoor. Hulle moet sy gedaante sien. Die geur van mirre is rondom haar, omdat sy haar dood sien in Christus. Sy kruis het haar kruis geword, haar ou lewe is nie meer sigbaar nie. Sy is ook omgeurd van wierook wat die opstandingslewe voorstel. Sy het van hom gekoop, goud, wat deur vuur gelouter is. En sy was nie bang om na die Middelberg toe te gaan nie. Sy was nie bang om na die Beterberge toe te gaan nie. Sy het daar vertoef en sê, Here, kom maak hierdie werk in my klaar. Bring hierdie omstandighede wat my wys, hoe ek lyk, hoe my ou lewe lyk, dat ek dit kan neerlê aan u voete en dat u my kan nuut maak. Sy het van hom gekoop, goud, wat deur vuur gelouter is, soos ons lees in Openbaring 3 vers 18, sodat sy kan ryk word, wit klere, dat sy die skande van haar naaktheid kan toemaak, en sy haar kan aantrek en oogsalf, sodat sy kan sien wat genade is. Dis die transformasie wat met die vrou gebeur het. Hoofstuk 3 vers 7 sê, kyk, dit is die draagstoel van Salomo, 60 helde daaromtrent van die helde van Israel. 60 spreek van 'n wêreldse getal, menslike getal. Mense op hierdie aarde behoort nie vir ons onder te kry nie, want daar is oorwinning. Daar is soldate wat ons gaan nou sien hoe soldate, kragtige soldate wat magtig is, saam met hierdie draagstoel beweeg. En ons is deel van hierdie hele prentjie. Maar ons is so bang as ons hoor wat in die wêreld aangaan, dan raak ons so benoud. Hoekom? Ons hoef nie, ons is deel van hierdie kragtige prentjie wat ons sien in hoofstuk 3 vers 6, 7, 8 en 9. Die maagd is deel van hierdie hele, die koning se beskerming is ook haar beskerming. Sy oorwinning is ook haar oorwinning. Sy rus is ook haar rus. Sy hoef niks te doen nie, maar hoef net dit te geniet wat alreeds gedoen is, en sy moet net daarvan uit dit wandel. Sy moet net hierdie lewe dra.
hierdie lewe van Christus. Sy raak die draer van hierdie lewe, oral waar sy gaan, want dit is haar nuwe identiteit. Sy is die draagstoel van Christus. En as sy praat, is dit hy wat praat. Haar ou lewe is totaal neergelê. Sy kan nie terugpraat of murmureer nie. Haar emosionele wanbalans is opgeraap deur sy lewe en sy ervaar die emosies wat in hom teenwoordig is. As sy voor iemand staan en sy het liefde, voel hierdie gewellige liefde vir hierdie persoon, dan weet sy, dit is Christus wat lief is vir hierdie persoon. As sy voor iemand staan en sy wil vir iemand sê, maar Jesus is lief vir jou, dan weet sy, dis hy wat vir hierdie persoon wil sê, hy is lief vir hom. Sy is 'n beelddraer van Christus, sy gee uitdrukking aan sy lewe, sy het die gestalte van Christus aangeneem en dra daardie beeld na buite toe uit. Hulle almal in hoofstuk 3 vers 8, hulle almal met 'n swaard gewapen, geoefen vir die oorlog, elkeen met sy swaard en sy heup vanweë die nagtelike verskrikking. Of ons dit wil glo of nie, ons is in 'n geestelike oorlog gewikkel. Daar staan in Paulus se briewe, hy wat godvrugtig wil leef, sal vervolg word. Die moment as jy godvrugtig wil leef, dan kom daar 'n demoniese mag wat oor jou wil kom en wat jou wil vernietig. So die skrif sê. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons is in hierdie geestelike oorlog gewikkeld. Die nagtelike verskrikking is die demoniese wêreld waarin ons leef. Die oorwinning is alreeds deur die koning behaal en hy is in 'n staat van rus. Ons kan nie onsself daarteen beskerm nie, maar wanneer ons onder sy beskerming is, dan alleen sal ons kan rus en die vyand sal ons nie kan oorwin nie. En Paulus sê, because of him we are in Christ. Ons is in Christus. Koning Salomo het vir hom 'n draagstoel gemaak van die hout van Libanon. Nou daai hout spreek van die menswording. Hy het onder ons kom woon, hy het homself aan ons kom openbaar toe hy onder ons kom woon het. Hierdie is die seders van Libanon. Sederhout word nie aangeval deur enige plaag nie, goggaskewers of iets nie. Dit spreek van sy lewe as 'n oorwinningslewe oor alles wat bestaan. En die woord het vlees geword en het onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die eniggebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. As ons kyk nou hoofstuk 3 vers 10, hoe hulle hierdie draagstoel beskryf, style daarvan het hy gemaak van silwer. Silwer spreek van verlossing. Die lening van goud. Goud spreek van sy lewe. Die sitplek van purper. Purper is 'n koninklike kleur. Sy is in 'n koninklike posisie. Dit is waar ons in gesetel is. Ons is verlos, ons het sy lewe en ons sit in 'n koninklike posisie. Die binnekant is mooi opgemaak, 'n liefdegawe van die dogters van Jerusalem. Nou hierdie koets. Weet u wat is hierdie koets? Hierdie koets. Wat is dit nou, koets of dat ek nou net 'n draagstoel, hierdie draagstoel. Ek noem dit nou koets, is seker nou maar so iets soortgelyk. Hierdie draagstoel is ek en jy wat Christus in hierdie wêreld ronddra. Ek en jy wat hom ronddra. Wat hom oral moet beskikbaar stel tot mense wat honger het, mense wat dors het, mense wat in 'n dieper verhouding met hom wil ingaan. Ons is hierdie draagstoel. Mense, mag hierdie waarheid in ons denkwêreld insink en mag dit 'n realiteit in ons lewe word en mag ons wakker word uit ons diepe slaap. Mag ons visie lig na 'n een-oog-visie vir Christus en mag ons uit sy oorwinning leef. En mag ons sien dat die Heilige Gees vir ons daai openbaring gee, dat ons sien dat ons in sy autoriteit beweeg. Dan sal ons hele lewe verander.
Vader, asseblief Vader, kom met u Heilige Gees en kom wys vir ons hierdie goed. Kom openbaar dit aan ons. Kom openbaar u liefde aan ons. Kom openbaar u nuwe identiteit aan ons. En leer ons om deur ons identiteit in autoriteit te beweeg. Dat die magte geen houvas op ons het nie. En dit het ons so maklik omring om ons van struik af te bring. Dat ons dit sal neerlê omdat ons aan Christus behoort en dat ons hom in Jesus is. Omdat ons veilig in hom is. En dat ons u kan ronddra in hierdie wêreld. En u bring by daai plek waar honger siele u nodig het. Vader, maak hierdie waarhede 'n realiteit in ons lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.